'n wantrouige miljonair besluit om versteekte kameras te installeer om die nuwe oppaster wat sy seun betower dop te hou. Wat begin as 'n eenvoudige daad van voorsorg, verander in 'n obsessie met elke gebaar en glimlag van haar. Maar te midde van die opnames ontdek hy iets wat alles wat hy oor sy eie seun geglo het, omverwerp. Die waarheid agter die beelde is so onverwags dat dit skuld, vrees en liefde in 'n enkele openbaring verander. Die middag het lei oor die tuine van die Albertyn herhuis, in die luukse sekuriteitslandgoed van Valeisig, in Pretoria, geval. Rafal Albertyn het die beweging van die sekuriteitswagte op die monitors in sy kantoor dopgehou. Op 45-jarige ouderdom het die farmaseutiese sakeman 'n ryk van miljarde gebou, maar sy permanent gespanne uitdrukking het gewys dat geld nie die vrede gebring het waarna hy so verlang het nie. Rafal het sy donkerblou das reggetrek en na sy horlosie gekyk. Die nuwe oppaster sou oor 15 minute arriveer. Sy sou die 5de in minder as 6 maande wees. Niemand kon die klein Daniel, skaars 2 jaar oud, hanteer nie. Hy het in sy eie wêreld gesluit gebly sedert die verdwyning van sy ma, Elise, 2 jaar gelede. Die motorongeluk het sy vrou geneem en sy seun in 'n stil kind verander wat selde emosies getoon het. Die interkom het gelei. Rafal het sy voorkop gefrons, stiptelikheid was nie algemeen in sy ervarings met werknemers nie. Meneer Albertyn, die kandidaat vir die oppasterpos het pas aangekom, het Elma, die huishoudster, aangekondig. Laat haar in die sitkamer wag. Ek sal oor 'n oomblik afkom. Rafal het diep asem gehaal en homself voorberei vir nog 'n onderhoud wat waarskynlik in mislukking sou eindig. Die meeste kandidate was geïntimideer deur sy direkte manier en sy streng eise. Ander was meer bekoor deur sy rykdom as deur Daniel se welstand. In sake het hy op die harde manier geleer dat vriendelike glimlagte dikwels twyfelagtige bedoelings verberg het. Hy het die Italiaanse marmertrappe met doelbewuste stadige tree afgestap. Toe hy die kamer binnekom, het hy 'n vrou van ongeveer 30 jaar oud gevind, geklee in 'n eenvoudige, maar elegante rooi rok met swart hare in 'n lae bolla vasgemaak. Sy het met opregte belangstelling na die foto van Daniel op die koffietafel gekyk. "Goeiemiddag," het Rafal met 'n koue stem gesê. Die vrou het met 'n effense skrik omgedraai, maar haarself vinnig herstel en geglimlag. "Goeiemiddag, meneer Albertyn. Ek is Bea Olivier." Rafal het opgemerk dat sy nie haar hand uitgesteek het nie en sy persoonlike ruimte gerespekteer het. 'n Klein pluspunt. "Mevrou Olivier, ek het 'n paar baie direkte vrae. Ek hou nie daarvan om tyd te mors nie." "Sekerlik. Ek is tot u beskikking," het sy geantwoord met 'n serene houding wat hom, vreemd genoeg, geïrriteer het. Dit was te maklik om kalmte vir 'n paar minute voor te gee. "Ek sien u het 5 jaar lank in 'n kleuterskool in Bloemfontein gewerk en daarna in 'n kinderhuis. Waarom het u daardie poste verlaat?" "Die kleuterskool waar ek gewerk het weens die pandemie gesluit. Wat die kinderhuis betref, ek was 2 jaar daar, maar ek het 'n beter salaris nodig gehad om my ma met haar mediese behandeling te help." Rafal het geknik en geestelik aangeteken dat hy hierdie inligting deeglik sou nagaan. "En wat bring u na Pretoria spesifiek vir hierdie pos?" Bea het vir 'n oomblik gehuiwer en haar glimlag het subtiel afgeneem. "Om eerlik te wees, meneer Albertyn, ek het die advertensie gesien en iets het my aandag getrek. Die beskrywing het 'n seentjie genoem wat spesiale sorg nodig het, wat nie veel kommunikeer nie. Ek het ondervinding met sulke kinders en ek voel ek kan help." Rafal het sy oë geknip. Die antwoord het geoefen geklink, asof sy presies geweet het wat om te sê om die werk te kry. Baie oppasters het gedink hulle kon Daniel help. Niemand het reg gekry nie. "Ek verstaan. Elke kind is uniek en ek beloof geen wonderwerke nie," het Bea geantwoord en sy blik volgehou. "Net die geleentheid om te probeer." Rafal het skielik opgestaan. "Kom ons ontmoet Daniel." Hy besluit uiteindelik. Hy het Bea deur die gange vol waardevolle kunswerke gelei totdat hulle by die seentjie se slaapkamer gekom het. Die kamer was ruim met mure in sagte blou skakerings en speelgoed sorgvuldig georganiseer, baie nog in hul oorspronklike verpakking, nooit aangeraak nie. Daniel het op die mat gesit en meganies 'n eenvoudige legkaart saamgestel. Sy bruin oë, identies aan die van sy ma, het vas en afwesig gebly. "Daniel," het Rafal geroep. Die seentjie het nie gereageer nie, soos verwag kon word. Bea het stadig nader gekom en op die mat gaan sit, op 'n respekvolle afstand van die kind.
Sy het nie dadelik gepraat nie, net na die legkaart gekyk. Jy is amper klaar, het sy uiteindelik met 'n sagte stem gesê. Net 2 stukke kort. Kan ek help? Daniel het gekonsentreer op sy taak gebly en haar heeltemal geïgnoreer. Rafal het sy arms gekruis, reeds 'n verdere mislukking verwag. Maar toe doen Bea iets onverwags. Sy het saggies 'n kinderliedjie begin sing, terwyl sy 'n ander legkaart optil en dit parallel met Daniel se begin saamstel. Haar stem was melodieus, byna hipnoties. Rafal het besef dat die liedjie oud was, een wat sy eie ma gesing het toe hy 'n kind was. Na 'n paar minute het Daniel stadig sy oë opgelig. Sy blik het eers op Bea se hande geval, toe op haar gesig. Die oppaster het geglimlag en aangehou sing, sonder om kontak te forceer. Kyk net, ek het myne klaargemaak, het sy gesê nadat sy die laaste stukkie ingepas het. Joune is mooier. Tot Rafal se absolute verbasing het Daniel sy voltooide legkaart na Bea geskuif, asof hy dit aanbied vir haar om beter te sien. Dit was die eerste spontane gebaar van interaksie wat Rafal in maande gesien het. Dis 'n baie oulike renmotor, het Bea glimlaggend gesê. Hou jy van motors? Daniel het nie verbaal geantwoord nie, maar sy oë het langer as gewoonlik op haar gefokus gebly. Rafal het iets vreemds in sy bors gevoel, 'n mengsel van hoop en alarm. Die gemak waarmee Bea sy seun se aandag getrek het, was ontstellend. Daniel moet nou rus, het hy skielik onderbreek. Ons kan die onderhoud in die kantoor voortsit. Op pad terug het Rafal probeer verwerk wat hy gesien het. Daniel se gedrag was ongewoon, byna verdag. Hoe het Bea so vinnig hierdie resultaat behaal? Daar was iets in haar wat al sy waarskuwingsinstinkte geprikkel het, dieselfde wat hom van talle slinkse planne in die sakelewe gered het. Hoe het u geweet watter liedjie om te sing, het hy gevra sodra hy die kantoor deurgesluit het. Dis 'n gewilde liedjie, het Bea eenvoudig geantwoord. Baie kinders reageer goed op bekende melodieë. En die legkaarte. Hoe het u geweet hy sou een saamstel? Ek het nie geweet nie. Ek het net waargeneem wat hy doen en by die aktiwiteit aangesluit sonder om sy ruimte binne te dring. Dit is 'n basiese tegniek vir introverte kinders. Die antwoorde was redelik, maar Rafal kon nie die gevoel afskud dat daar meer was nie. Bea het presies geweet hoe om Daniel te benader, asof sy hom al lank geken het. Meneer Albertyn, het Bea na 'n oomblik van stilte gesê, ek verstaan u kommer en besorgde pa moet alles bevraagteken wanneer dit by sy kind se welstand kom as u verkies, kan ek meer verwysings verskaf of met 'n proeftydperk begin. Rafal het die vrou se gesig bestudeer. Haar oë was opreg, maar dit het min beteken, hy het mense geken wat kon lieg terwyl hulle jou reguit in die oë kyk. 'n Week, het hy uiteindelik besluit. Begin môre. Voltyds met Sondag af. Elma sal u die oppaster se kamer wys en die huisreëls verduidelik. Dankie vir die geleentheid, het Bea geantwoord, met 'n glimlag wat nie heeltemal haar oë bereik het nie. Vir 'n kort oomblik het Rafal iets gewaar, bekommernis. Vrees. Agter daardie serene uitdrukking. Dit het sy wantroue net versterk. Na Bea se vertrek het Rafal dadelik sy privaatspeurder gebel. Pieter, ek het 'n volledige ondersoek nodig. Bea Olivier, ongeveer 30 jaar oud, het in 'n kleuterskool in Bloemfontein en in 'n kinderhuis gewerk. Ek wil alles hê, agtergrond, verhoudings, skuld, sosiale media. Veral as daar enige verbinding met my familie of maatskappye is. Hy het die foon neergesit en na die tuin by die venster uitgekyk. Die son het gesak en lang skaduwees oor die perfek gesnyde grasperk gewerp. Iewers in die herhuis het Daniel in sy stil wêreld gebly. Rafal sou niemand toelaat om sy seun met bybedoelings te nader nie. Hy het Elide reeds verloor, hy sou Daniel ook nie verloor nie. Daardie aand, terwyl hy deur die stil gange van die herehuis gestap het voordat hy gaan slaap het, het Rafal voor sy seun se kamer gestop. Die bedlampie was aan en het sagte skaduwees op die muur gewerp. Daniel het rustig geslaap, vasgehou aan die teddybeer wat hy selde neergesit het, 'n geskenk van Elide. 'n Gevoel van leegheid het hom soos 'n vuishou in die maag getref. 2 jaar het verloop en hy kon steeds nie daardie kamer binnegaan sonder om die gewig van sy vrou se afwesigheid te voel nie. Hoe sou Elide geweet het wat om met Daniel te doen, hoe om hom uit daardie isolasie te help? Sy het altyd 'n natuurlike instink gehad om haar seun te verstaan, selfs voordat hy kon praat. Rafal het die deur saggies toegemaak en na sy kamer gegaan. Die volgende dag sou Bea begin werk en hy sou waaksaam moes wees.
Iets in haar manier het hom diep gepla, dalk die rustige selfvertroue, so anders as die senuweeagtigheid van die ander kandidate, of die manier waarop sy na Daniel gekyk het, asof sy hom al geken het. Terwyl hy op sy kinggroote bed gaan lê het, te eensaam vir net een persoon, het Rafal 'n besluit geneem. Pieter se ondersoek sou nie genoeg wees nie. Hy sou by haar persoonlik moes dophou, elke beweging, elke woord. As sy iets beplan het, sou hy dit uitvind. Die horlosie het byna middernag gewys toe Rafal uiteindelik aan die slaap geraak het, maar sy rus was onrustig, vol verwarde drome waar Bea vir Daniel gesing het terwyl sy Elide se trourok aangehad het. Die volgende oggend, om 6:00, was Rafal reeds in sy kantoor besig om dokumente van 'n nuwe farmaseutiese verkryging te hersien. Werk was nog altyd sy toevlug, die plek waar hy absolute beheer gehad het. Om 7:30 het hy bewegings ondergehoor, Bea het betyds aangekom. Deur die kantoorvenster het hy gekyk toe Elma haar deur die tuin gelei en die grense van die eiendom gewys waar Daniel kon speel. Bea het 'n eenvoudige rooi rok aangehad, anders as die vorige dag, maar in dieselfde lewendige skakering. Rafal het opgemerk hoe sy aandag aan elke detail gegee het en af en toe vrae gevra het. Haar houding was professioneel, maar daar was iets meer in haar oë toe sy na die huis gekyk het, 'n mengsel van bewondering en nostalgie. Die dag het pas begin, maar Rafal het reeds geweet dat hy nie op werk sou kon konsentreer nie. Nie met 'n vreemdeling wat na sy seun omsien nie. Nie met daardie aanhoudende gevoel dat Bea Olivier iets belangriks agter haar vriendelike glimlag weggesteek het nie. 3 dae het verloop sedert Bea se aankoms by die Albertyn herhuis. Rafal het sy agenda herorganiseer om tuis te werk, iets wat sy vennote vreemd gevind het, maar wat hy as 'n noodsaaklikheid geregverdig het om nader aan sy seun te wees. Die waarheid was dat hy nie kon konsentreer as hy gedink het aan wat in sy afwesigheid kon gebeur nie. Daardie donderdagoggend het Rafal diskreet deur die oopgemaakte deur van die sonkamer gekyk. Bea het op die mat met Daniel gesit en vir hom 'n dierboek gewys. Tot sy verbasing het die seentjie opreg geïnteresseerd gelyk en af en toe na die kleurvolle prente gewys. "Dis reg, Daniel. Hierdie is die Toucan. Hy het 'n enorme en kleurvolle snavel, sien jy," het Bea met 'n geanimeerde, maar nie oordrewe kinderlike stem gesê. "Hy woon in die Suid-Afrikaanse woude. Eendag, wie weet, kan ons 'n dieretuin besoek om 'n regte een te sien." Daniel het sy handjies op die boek geklap, 'n gebaar wat Rafal selde gesien het. Pieter, sy speurder se voorlopige verslag het die vorige aand aangekom en Bea se werkgeskiedenis by die genoemde instellings bevestig. Haar verwysings was vlekkeloos, dalk te vlekkeloos, het Rafal gedink. Inligting oor haar familie en moontlike verdagte verbindings het nog ontbreek. Dit was toe dat iets gebeur het waarvoor Rafal nie voorbereid was nie. Daniel, sy stil en teruggetrokke seun, het gelag. 'n Opregte, kristalhelder lag, toe hy Bea opgeleid sien naboots. Die geluid het Rafal so onkant gevang dat hy amper die koffiebeker wat hy vasgehou het, laat val het. Hy het daardie lag nie gehoor sedert voor die ongeluk wat Elise geneem het nie. "Jy het van die aap gehou, nee." Bea het geglimlag en weer die geluid en gebare gemaak. Daniel het nog harder gelag, sy oogies het geskitter op 'n manier wat Rafal vergeet het moontlik was. Rafal het terug in die gang gestap, 'n verwarde mengsel van emosies het hom oorweldig. Hy moes bly wees om sy seun uiteindelik vreugde te sien toon, maar iets het hom diep gepla. Waarom het Daniel so goed op Bea gereageer? Wat was so spesiaal aan haar wat die ander oppasters nie gehad het nie? En waarom het dit hom so ontstel? Tydens middagete het Rafal waargeneem hoe Bea, sonder oënskynlike moeite, Daniel sy hele maaltyd laat eet het, iets wat normaalweg byna 'n uur van frustrerende pogings geverg het. "Hy lyk of hy van jou hou," het Rafal terloops opgemerk terwyl hy 'n stuk geroosterde hoender gesny het. "Daniel is 'n wonderlike kind," het Bea met 'n sagte glimlag geantwoord. "Hy het net tyd en ruimte nodig om homself op sy eie manier uit te druk. In vorige onderhoude het ek genoem dat hy sy ma 2 jaar gelede verloor het. Sedertdien toon hy selde emosies. Verliese is moeilik vir ons almal, maar veral vir sulke kleinkinders," het Bea met deernis na Daniel gekyk. "Hulle het nie die woorde om die pyn uit te druk nie, so hulle sluit hulself af. Maar die vreugde is daar, wag om herontdek te word." Daar was iets in die manier waarop sy gepraat het wat Rafal onrustig gemaak het. Dit het geklink asof sy uit eie ondervinding gepraat het, nie net teoretiese kennis nie. "Het u al 'n beduidende verlies ervaar, mevrou Olivier?" het hy direk gevra.
Bea se oë het kortliks na die venster gedwaal, asof sy iets in die verte gesoek het. Ons almal verloor op 'n stadium belangrike mense in ons lewens, het sy vaag weggeantwoord. Rafal het opgemerk dat sy nie direk op sy vraag geantwoord het nie, wat sy wantroue net vergroot het. Hy het besluit om taktiek te verander. Ek het opgemerk dat u altyd rooi dra. Enige spesiale rede? Bea het geglimlag en meer ontspanne gelyk met die verandering van onderwerp. Kinders reageer goed op lewendige kleure. Rooi trek aandag, stimuleer nuuskierigheid. Boonop het my ma altyd gesê dat rooi negatiewe energie weghou. Interessante teorie, het Rafal opgemerk en sy skeptisisme verberg. Na middagete, terwyl Daniel sy middagslaapie geneem het en Bea speelgoed in sy kamer georganiseer het, het Rafal homself in die kantoor toegesluit en Pieter weer gebel. Ek het meer inligting oor Bea Olivier nodig. Konsentreer op haar familie, veral haar ma. En kyk of daar enige verbinding met my familie of met Elise se familie is. Hy het peinsend die foon neergesit. Die gemak waarmee Bea Daniel in net 3 dae verower het, was ontstellend. Die seentjie het geglimlag, interaksie gehad en selfs gelag in haar teenwoordigheid. Rafal moes verlig gewees het, maar jare se verraad in die korporatiewe wêreld het hom geleer om skynbaar perfekte situasies te wantrou. Daardie middag het hy 'n besluit geneem. Nadat Daniel en Bea buite gaan speel het, het hy sy hoof van sekuriteit, Marcus, geroep. Ek wil bykomende toesigkameras geïnstalleer hê. In die sitkamer, Daniel se slaapkamer, die kombuis en die tuin. Ek wil elke beweging binne hierdie huis monitor. Enige spesifieke probleem, meneer, het Marcus gevra, verras deur die skielike versoek. Net 'n voorsorgmaatreël. En dit bly tussen ons. Niemand anders moet weet nie, veral nie die nuwe oppaster nie. Marcus het geknik en vertrek om die nodige te reël. Rafal het geweet dat hy 'n lyn oorskry het, die privaatheid van 'n werknemer binnengedring het, maar hy het homself oortuig dat dit vir Daniel se beswil was. Hy moes seker wees wie Bea Olivier werklik was. Die kameras is die volgende dag diskreet geïnstalleer, terwyl Bea Daniel vir 'n stappie deur die eiendom se tuine geneem het. Rafal het nou toegang tot beelde van feitelik elke kamer in die huis op 'n monitor in sy kantoor. Die eerste dae van toesig het niks kommerwekkends onthul nie. Bea was noukeurig in haar sorg vir Daniel, geduldig tydens maaltye, kreatief met speletjies en sagkens wanneer sy hom aan die slaap gemaak het. Sy het elke aand vir hom gesing, altyd tradisionele kinderliedjies en stories vertel wat Rafal uit sy eie kinderdae herken het. Wat Rafal egter die meeste gepla het, was die transformasie in Daniel. Die seentjie wat voorheen ure in absolute stilte deurgebring het, het nou in sy eie kinderlike taal gebabbel, speelgoed vir Bea gewys en, die mees verrassende, voortdurend in haar teenwoordigheid gelag. Dit was asof 'n skakelaar aangeskakel is, wat die lewendige kind teruggebring het wat saam met Elise verdwyn het. 'n Week na die installering van die kameras het Rafal nog 'n verslag van Pieter ontvang toe hy iets hoor wat hom laat verstom het. Op die monitor het hy die kristalhelder geluid van Daniel se lag deur die gang gehoor, gevolg deur haastige voetstappe. Hy het instinktief die volume verhoog en die toneel in die sitkamer dopgehou. Bea het agter Daniel aangehardloop in 'n wegkruipertjiespelletjie, albei het gelag. Die seentjie het effens oor die mat gestruikel en gaan sit, maar in plaas van te huil, soos hy normaalweg sou doen, het hy na Bea gekyk en nog harder gelag. Die oppaster het langs hom op die vloer gaan sit en ook gelag. Jy is so slim, Daniel. Jy het amper van my ontsnap, het sy gesê en sy hare liefdevol reggemaak. Dit was toe dat Rafal iets hoor wat hom werklik gealarmeer het. Oupa Antoni sou daarvan gehou het om jou so te sien, so gelukkig en stout, het Bea gemompel, oënskynlik sonder om te besef dat sy dit hardop gesê het. Rafal het gevoel sy bloed stol in sy are. Hoe het sy pa se naam geken? Antoni Albertyn is byna 20 jaar gelede oorlede, lank voordat Bea oud genoeg was om hom te ken. En waarom sou sy pa vir Daniel noem? Watter soort spel het sy gespeel? Hy het die monitor skielik afgeskakel en probeer kalmeer. Miskien het hy verkeerd gehoor. Of miskien het Bea navorsing oor sy familie gedoen, wat indringend sou wees, maar nie noodwendig sinies nie. Groot sakemanne soos hy het dikwels hul gesinslewe in ou nuusberigte blootgestel. Daardie aand tydens aandete het Rafal besluit om sy oppaster te toets. Daniel lyk al hoe meer op sy gemak met jou, het hy terloops opgemerk terwyl hy sy seun dopgehou het wat met sy kos speel, iets wat hy nou met vreugde gedoen het, nie met apatie nie.
Hy is 'n wonderlike kind, het Bea met haar gewone sagte glimlag geantwoord. Hy herontdek net hoe om homself uit te druk. Weet jy, hy herinner my soms baie aan my pa. Dieselfde vasberade blik. Rafal het Bea se reaksie aandagtig dopgehou. Sy het vir 'n byna onmerkbare oomblik verstom gelyk voordat sy geantwoord het. Familieooreenkomste is fascinerend, is dit nie? Gene het 'n eienaardige manier om hulself deur generasies uit te druk. Die antwoord was neutraal te berekenend. Rafal was nou seker, sy het iets van sy pa geweet, iets wat sy nie vertel het nie. My pa was 'n sakeman soos ek. Antoni Albertyn. Hy is baie jare gelede oorlede. Toe hy die naam noem, het Rafal gesien, Bea uitgesluk en haar vingers het die servet effens vasgeklem. Dit was 'n minimale gebaar, maar vir iemand wat opgelei is om leuns in sakevergaderings op te spoor, was dit soos 'n alarm wat afgaan. Ek is jammer vir u verlies, het sy gesê en vinnig haar kalmte herwin. Dit moes moeilik gewees het. Dit was lank gelede, het Rafal geantwoord en sy oë op haar gehou. Ek was jonk, nog op universiteit. 'n Ongemaklike stilte het tussen hulle geval, net gebreek deur die geluide wat Daniel gemaak het terwyl hy geëet het. Rafal het opgemerk dat Bea nou sy blik vermy het en op die seentjie gekonsentreer het. Later daardie aand, nadat Bea na haar kamer teruggetrek het, het Rafal na die kantoor teruggekeer en die opnames van die afgelope dae begin hersien, op soek na enige teken van verdagte gedrag. Hy het elke beweging van haar met Daniel, elke uitdrukking, elke woord dopgehou. Dit was toe dat hy iets opgemerk het wat hy voorheen misgekyk het. Iets wat aan haar nek gehang het, 'n medaljon wat gewoonlik onder haar rok versteek was, maar wat af en toe verskyn het wanneer sy gebuk het om Daniel op te tel of 'n speelding op te raap. Hy kon nie die ontwerp duidelik sien nie, maar iets aan daardie voorwerp het 'n verlangse herinnering gewek. Rafal het die beeld vergroot en probeer om die medaljon beter te onderskei. Dit was 'n eenvoudige sirkel met iets in die middel, dit het soos 'n klein ster gelyk. Rafal se hart het vinniger geklop. Sy pa het 'n sakhorlosie met 'n identiese simbool gedra, 'n sirkel met 'n ster in die middel, die embleem van die familie se ou maatskappy voor die herstrukturering wat Rafal geïmplementeer het nadat hy die besigheid oorgeneem het. Hoe kon Bea 'n medaljon met die simbool van sy pa se maatskappy hê? Die toeval was te absurd om te ignoreer. Rafal het gevoel sy asemhaling versnel terwyl 'n teorie in sy gedagtes begin vorm het. Miskien was Bea die dogter van 'n ou werknemer wat 'n wrok gekoester het. Miskien was sy deel van 'n uitgebreide skema om sy lewe te infiltreer en 'n soort wraak of finansiële voordeel te verkry. Maar dit het nie die byna bonatuurlike verbinding verduidelik wat sy met Daniel tot stand gebring het nie. Die seentjie wat enige toenadering afgewys het, het binne daai heeltemal vir Bea oopgemaak. Rafal het sy hand oor sy gesig gevee en moeg en verward gevoel. Hy moes uitvind wie Bea Olivier werklik was en wat sy met sy familie wou hê. Môre sou hy Pieter met hierdie nuwe inligting konfronteer en 'n nog dieper ondersoek eis. Hy was op die punt om die monitor af te skakel toe hy Bea stilweg uit haar kamer sien kom. Dit was byna 2:00 die oggend. Rafal het skielik regop in sy stoel gesit, wakker. Waarheen sou sy op daardie tyd van die nag gaan? Hy het vinnig oorgeskakel na die gangkamera en Bea stadig in die rigting van Daniel se kamer sien loop. Sy was geklee in 'n nagrok oor haar nagklere, haar hare los oor haar skouers. Haar gesig het 'n uitdrukking gehad wat Rafal nie kon ontrafel nie, 'n mengsel van bekommernis en vasberadenheid. Rafal het gespanne geraak, sy vinger het oor die alarmknoppie gehang wat sekuriteit sou waarsku. Wat het sy beplan om in sy seun se kamer in die middel van die nag te doen? Bea het die deur van Daniel se kamer saggies oopgemaak en ingegaan. Rafal het dadelik oorgeskakel na die binnekamera. Hy het gesien hoe sy die krib nader en die seentjie vir 'n paar oomblikke dophou terwyl hy slaap. Toe, tot sy verbasing, het Bea langs die krib gekniel, asof sy gebid het. "Ek het beloof ek sal vir jou sorg, kleintjie," het sy gefluister, so saggies dat Rafal dit skaars kon hoor. "En ek sal daardie belofte nakom, maak nie saak wat gebeur nie." 'n Traan het oor Bea se gesig gerol terwyl sy Daniel se kombersie fyn reggemaak het. Die medaljon het onder haar nagrok uitgeglip en saggies geswaai, wat die dowwe lig van die bedlampie weerkaats het. Daar was nou geen twyfel nie, dit was dieselfde simbool as sy pa se horlosie. Rafal kon die res van die nag nie slaap nie. Die beeld van Bea wat langs Daniel se krib gekniel het, stilweg gehuil het terwyl sy beloftes gefluister het hom getuister.
Teen dagbreek was hy uitgeput, sy oë het gebrand van slaapgebrek, maar met 'n hernieuwde vasberadenheid om die waarheid te ontdek oor die geheimsinnige oppaster wat so maklik in sy familie se lewe gekom het. Tydens ontbyt het hy by noukeurig dopgehou. Sy het normaal gelyk, Daniel met sy vrugtegraan gehelp, geglimlag en met hom gepraat asof niks gedurende die nag gebeur het nie. Daar was geen tekens van die emosioneel ontstellende vrou wat hy deur die kameras gesien het nie. Het u goed geslaap, mevrou Olivier, het Rafal terloops gevra terwyl hy vir homself koffie skink. Baie goed, dankie, het sy geantwoord met 'n glimlag wat nie heeltemal haar oë bereik het nie. Rafal het die ligte donker kringe onder haar oë opgemerk wat sy probeer wegsteek het. Dis goed. Ek het 'n onstuimige nag gehad. Soms kry ek die indruk dat ek voetstappe deur die gange in die middel van die nag hoor. Bia het vir 'n byna onmerkbare oomblik verstom gelyk voordat sy Daniel weer met die lepel gehelp het. Groot huise soos hierdie maak gewoonlik vreemde geluide snags, het sy opgemerk en haar oë op die seentjie gehou. Die hout sit uit en krimp saam met die temperatuurverandering. Sekerlik het Rafal ingestem en opgemerk hoe sy die onderwerp vaardig vermy het. Terloops, ek het opgemerk dat u 'n interessante medaljon dra. Dit lyk oud. Hierdie keer was die reaksie onmiskenbaar. Bia het instinktief haar hand na haar bors gebring, waar die medaljon onder haar rooi rok versteek was. Dit is 'n familiestuk, het sy geantwoord na 'n pouse wat te kort was om natuurlik te wees. Rafal het effens vorentoe geleun, sy oë op haar gefestig. Mag ek dit sien? Ek is 'n bewonderaar van antieke juwele. Bia se huiwering was sigbaar. Vir 'n oomblik het Rafal gedink sy sou weier, wat sy vermoedens net sou bevestig. Maar toe stadig het sy die fyn silwer kettingkie uitgehaal en die medaljon onthul wat versteek was. Dit was presies soos Rafal vermoed het, 'n silwer sirkel met 'n klein 5-puntige ster in die middel. Die simbool wat sy familie vir generasies gebruik het voordat hy die maatskappy se handelsmerk gemoderniseer het nadat hy beheer oorgeneem het. Baie mooi, het hy opgemerk en probeer om sy stem neutraal te hou terwyl sy hart vinniger geklop het. Dit lyk soos 'n embleem wat my familie baie jare gelede gebruik het. Nuuskierig, is dit nie? Die wêreld is vol toevallighede, het Bia geantwoord en die medaljon vinnig onder haar rok teruggeplaas. Daniel, sal ons jou ontbyt klaarmaak? Daarna kan ons daardie storie oor die krokodil lees waarvan jy gister gehou het. Daniel het sy handjies op die tafel geklap, opgewonde, en die onderwerp van die medaljon effektief afgesluit. Rafal het die taktiek opgemerk, maar besluit om nie aan te dring nie. Hy het meer inligting nodig gehad voordat hy haar direk kon konfronteer. Sodra hy klaar geëet het, het hy na sy kantoor teruggetrek en Pieter gebel. Ek het vandag resultate nodig, het hy sonder omhaal gehuis. Ek wil alles weet oor Bia Olivier se verlede, veral enige moontlike verbinding met my familie. En daar is iets meer, sy dra 'n medaljon met die ou simbool van die Albertyn nywerhede. Vind uit hoe sy dit verkry het. Terwyl hy op nuus gewag het, het Rafal sy eie navorsing gedoen. Hy het die gedigitaliseerde argiewe van die maatskappy deursoek, op soek na enige melding van die naam Olivier onder voormalige werknemers. Niks beduidends het opgeduik nie. Daarna het hy ou fotoalbums hersien, op soek na gesigte wat by haar kon lyk, 'n familielid wat haar bekendheid met die Albertyn familie sou verklaar. Ure later, terwyl hy die toesigkameras op sy tablet nagegaan het Rafal Bia en Daniel in die tuin dopgehou. Sy het 'n handdoek onder 'n welige boom uitgesprei en vir Daniel gewys hoe om seeborrels te maak. Die seentjie het gespring en probeer om dit te bars en gelag op daardie sorgelose manier wat algemeen in haar teenwoordigheid geword het. Kyk net hoe vinnig jy is, het Bel uitgeroep en meer borrels in die wind geblaas. Net soos jou oupa toe hy opgewonde geraak het oor iets. Rafal het verstom geraak. Weer daardie verwysing na sy pa. Daar was geen ontkenning meer nie, Bia het Antonie Albertyn op een of ander manier geken. Maar hoe? Sy het hoogstens 30 jaar oud gelyk, wat beteken dat sy net 'n kind sou wees toe sy pa oorlede is. Die middag het gevorder toe die telefoon uiteindelik gelei het. Dit was Pieter. Ek het voorlopige inligting, meneer Albertyn. Mevrou Olivier het 'n skoon geskiedenis, soos ons reeds bevestig het. Sy is in Bloemfontein gebore, dogter van Maria Olivier, 'n afgetrede verpleegster. Die pa is onbekend, verskyn nie op die register nie. Sy het pedagogiek gestudeer, gespesialiseer in vroegkinderonderwys.
Daar is geen kriminele rekords, beduidende skuld of verdagte gedrag nie. En wat van die medaljon? Enige verbinding met my familie? Daar was 'n pouse aan die ander kant van die lyn. Dis die interessante deel. Maria Olivier, haar ma, het by die Lukas Hospitaal in Pretoria gewerk vir byna 30 jaar. En raai wie is daar opgeneem in sy laaste maande van sy lewe? Rafal het 'n rilling oor sy rug gevoel. My pa. Presies. Antonie Albertyn was 'n pasiënt by Lukas Hospitaal gedurende die 3 maande voor sy afsterwe. En volgens die rekords wat ek kon bekom, was Maria Olivier een van die verpleegsters wat aangewys is om vir hom te sorg. Die openbaring het Rafal soos 'n vuishou getref. Sy pa, altyd so terughoudend oor sy gesondheidsprobleme, het sy laaste maande in 'n hospitaal deurgebring onder die sorg van Bia se ma. Dit was die verbinding waarna hy gesoek het, maar dit het nog baie vrae onbeantwoord gelaat. Daar is nog iets wat u moet weet, het Pieter voortgegaan. Maria Olivier het dikwels haar dogtertjie na die hospitaal geneem tydens haar skofte. Blykbaar het die hospitaal destyds 'n meer buigsame beleid gehad, en aangesien sy 'n enkelouer was, het sy soms niemand gehad om die meisie by te los nie. Sê jy vir my dat Bel my pa as kind geken het? Dis moontlik. Die rekords toon dat Maria Olivier hoofsaaklik in die nagskof gewerk het, wanneer besoeke skaars was, 'n eensame man en 'n klein kindjie in dieselfde omgewing vir nagte aanneem. Dit sou nie verbasend wees as hulle 'n soort verhouding ontwikkel het nie. Rafal het die foon neergesit en verstom gevoel. Die idee dat sy pa, 'n man wat notories koud en berekenend in sake was, affeksie vir 'n kind sou ontwikkel, het absurd gelyk. Antonie Albertyn was 'n afsydige pa vir homself, altyd meer besorg oor die maatskappy se winste as oor familiemomente. Tog verander mense wanneer hulle die einde in die gesig staar. Rafal het dit geweet. Miskien het sy pa in sy laaste dae troos gevind in die onskuld van 'n dogtertjie wat hom nie geoordeel het vir sy ryk of sy lewenskeuses nie. Maar dit het nie verduidelik waarom Bea Daniel nou, soveel jare later, genader het nie. Wat was haar ware doel? En wat het daardie gefluisterde belofte in die middel van die nag beteken? Hy het besluit om haar nog nader dop te hou. Tydens aandete het hy opgemerk hoe Bea af en toe die medaljon oor haar rok aangeraak het, 'n byna onbewuste gebaar wat haar veiligheid gelyk het. Hy het ook opgemerk hoe sy na Daniel gekyk het met 'n teerheid wat verder gegaan het as die professionele verhouding tussen oppaster en kind. "Hoe gaan dit met u ma, mevrou Olivier?" het Rafal skielik gevra en haar reaksie aandagtig dopgehou. Bea het vir 'n oomblik verward gelyk deur die onverwagte vraag, maar het vinnig herstel. "Sy is goed, dankie vir die vraag. Sy het 'n paar jaar gelede afgetree. Sy het as verpleegster gewerk, is dit nie?" Bea se oë het effens vernou en Rafal het geweet dat sy begin besef dat hy haar verlede ondersoek het. "Ja, vir baie jare." "Hoe het u geweet?" Rafal het sy skouers opgetrek en terloops voorgegee. "U het iets genoem oor kindersorg toe ons gepraat het. Ek het aangeneem dat u dalk uit 'n familie kom wat met die gesondheidsorgbedryf verbind is." Dit was 'n deursigtige leuen en albei het dit geweet. 'n Gespanne stilte het tussen hulle geval, net gebreek deur die vrolike geluide wat Daniel gemaak het terwyl hy met sy kos speel. "Weet u, mevrou Olivier, ek glo in deursigtigheid. As daar iets is wat u my wil vertel oor u geskiedenis of u belangstelling om spesifiek met my seun te werk, sou dit nou 'n goeie tyd wees." Bea het haar blik ferm gehou, maar Rafal het opgemerk hoe haar vingers die servet effens vasgeklem het, dieselfde onthullende gebaar van spanning wat hy voorheen waargeneem het. "Daar is niks anders as wat ek u reeds vertel het nie, meneer Albertyn. Ek is 'n toegewyde professionele persoon wat opreg omgee vir die welstand van kinders." Rafal het stadig geknik en geweet dat sy gelieg het. Hy sou nou nie aandring nie, maar die boodskap was gegee. Hy was oplettend, het ondersoek ingestel en sou nie ophou voordat hy die waarheid uitgevind het nie. Daardie aand, nadat hy Daniel aan die slaap gemaak het Bea toestemming gevra om die huisfoon te gebruik. Rafal, wat deur die sekuriteitsmonitors gekyk het gesien hoe sy 'n nommer skakel en sag gepraat het. "Ma, dis ek." "Ja, alles is reg, maar ek dink hy is agterdogtig. Hy het vandag gevra oor jou werk as verpleegster." 'n Pause. "Nee, ek het niks van die medaljon of die res genoem nie. Maar ek weet nie hoe lank ek die skyn sal kan ophou nie. Hy is baie oplettend." Nog 'n langer pause waar tydens Bea aandagtig gelyk het.
Ek weet ek het beloof, maar ek het nie gedink dit sou so moeilik wees nie. Die seentjie, hy is presies soos jy beskryf het. Soms kyk ek na hom en ek kan amper nie haar stem het gebreek. Ek moet nou gaan. Ek sal jou oor 'n paar dae bel. Ek is ook lief vir jou. Rafal het gevoel sy hart klop vinniger terwyl hy Bea 'n traan sien afvee voordat sy die foon terug op die haak gesit het. Die gesprek het sy vermoedens bevestig dat iets veel groter aan die gang was, 'n geheim wat nie net Bea en haar ma betrek het nie, maar ook sy pa en meer ontstellend sy seun. In die dae daarna het Rafal sy toesig verskerp en elke opname, elke interaksie tussen Bea en Daniel ontleed. Haar gedrag met die seentjie het vlekkeloos gebly, geduldig, liefdevol, toegewyd. Daniel het onder haar sorg gefloreer en elke dag meer ekspressief en gelukkig geword. Maar daar was onthullende oomblikke. Geleenthede waar Bea, as sy gedink het sy is alleen met Daniel, dinge gesê het wat vir 'n eenvoudige oppasser geen sin gemaak het nie. Jou ouma sou so trots wees om te sien hoe jy sterk en slim word, het sy op 'n middag gemompel terwyl sy Daniel gehelp het om 'n toring van blokke te bou. Of toe sy tydens 'n storm die bang seentjie gekalmeer het deur te sê, moenie bekommerd wees nie, kleintjie. Storms gaan altyd verby en die son kom weer uit. Jou oupa het my dit geleer toe ek so oud soos jy was. Rafal het al hoe meer ontstel gevoel. Die konstante verwysings na sy ouers, die medaljon met die familiesimbool, die wonderbaarlike transformasie in Daniel, alles het gewys op 'n diep verbinding wat verder gegaan het as wat Bea erken het. 'n Week na die telefoonoproep het Pieter meer inligting gebring. Ek kon toegang verkry tot Maria Olivier se verpleegdagboek gedurende die tydperk toe Ipa opgeneem was, het hy ingelig. Daar is verskeie aantekeninge oor die interaksie tussen haar dogter en meneer Albertyn. Blykbaar het haar dogter Bea, wat destyds ongeveer 5 jaar oud was, gereeld stories vir Ipa gelees gedurende die lang nagte in die hospitaal. My pa het toegelaat dat 'n kind vir hom lees, het Rafal ongelowig gevra. Volgens wat aangeteken is, ja. Trouwens, daar is hier 'n opmerking wat sê dat meneer Albertyn spesifiek vir die meisie se teenwoordigheid gevra het en beweer het dat sy hom gehelp het om beter te slaap. Die beeld was moeilik om te versoen met die koue en berekenende man wat Rafal geken het. Antoni Albertyn, die meedoenlose sakeman wat 'n farmaseutiese ryk gebou het sonder om te gee hoeveel mededingers hy in die proses gereneer het, wat troos gevind het in kinderverhale wat deur 'n 5-jarige meisie vertel is. Daar is nog iets, het Pieter voortgegaan. In Ipa se laaste lewensweek is daar 'n nuuskierige aantekening. Maria Olivier het aangeteken dat meneer Albertyn iets aan Bea gegee het, 'n geskenk wat hy daarop aangedring het dat sy vir altyd moes bewaar, as 'n simbool van beskerming. Rafal het 'n koue rilling gekry. Die medaljon. Waarskynlik. Die beskrywing is nie spesifiek nie, maar as in ag geneem word dat die ster-simbool Ipa se persoonlike embleem was voordat dit die maatskappy se handelsmerk geword het, maak dit sin. Die stukke het begin inpas, maar die sentrale element het nog ontbreek. Waarom het Bea spesifiek die pos van oppasser vir Daniel gesoek? Wat wou sy werklik hê? Daardie aand het Rafal besluit om haar direk oor die medaljon te konfronteer. Na aandete, toe Daniel reeds in die bed was, het hy haar na sy kantoor geroep. Mevrou Olivier, ek wil graag oor iets belangriks praat. Bea het voor hom gaan sit, haar hande oor haar skoot gevou, haar houding gespanne. Sy het gelyk asof sy aanvoel dat die oomblik van waarheid aangebreek het. Ek wil hê, jy moet my van hierdie medaljon vertel, het Rafal gesê en 'n vergrote foto van die voorwerp wat hy deur die sekuriteitskameras vasgevang het, op die tafel geplaas. En, meer spesifiek, hoe dit in die hande gekom het. Bea het na die foto gekyk, toe na Rafal. Haar oë het 'n interne stryd geopenbaar, die begeerte om die waarheid te bly verberg teen die gewig om 'n geheim so lank te dra. Dit was 'n geskenk, het sy uiteindelik geantwoord, haar stem byna 'n fluistering. Van wie? Sy het diep asem gehaal voordat sy geantwoord het. Van Ipa, meneer Albertyn. Van Antoni Albertyn. 'n Swaar stilte het die kantoor oorgeneem. Rafal het Bea aangestaar, sy gedagtes het die bevestiging wat hy pas ontvang het, verwerk. Alhoewel hy reeds die oorsprong van die medaljon vermoed het, het die waarheid uit haar mond 'n impak gehad wat hy nie verwag het nie. So u het hom geken, het hy uiteindelik gesê en sy stem beheer gehou ondanks die storm van emosies wat hy gevoel het. Bea het geknik, haar vingers het instinktief die omtrek van die medaljon onder haar rok gesoek. My ma was 'n verpleegster by die Lukas Hospitaal. Sy het vir Ipa gesorg gedurende sy laaste maande.
Ek was klein destyds, so 5 jaar oud, en moes soms na skool in die hospitaal bly en wag dat haar skof eindig. Rafal het agteroor geleun in die stoel en probeer om die toneel te visualiseer, sy pa, altyd so terughoudend en intimiderend, wat met 'n klein kindjie in 'n hospitaalkamer interaksie het. En hoe het hy uiteindelik die pa ontmoet? 'n Klein glimlag het op Bea se lippe verskyn en haar oë kortliks met die herinnering verlig. Dit was per toeval. Een aand het ek uit die verpleegster se ruslokaal ontsnap en die gange begin verken. Ek het die verkeerde kamer binnegegaan, sy kamer. Hy was wakker en het by die venster uitgekyk. Hy was nie geïrriteerd oor die indringing nie, het my net gevra of ek kon lees. En u het geken, het Rafal gevra, verras deur die wending van die storie. 'n Bietjie. Ek het op skool geleer. Die pa het 'n paar kinderboeke in die kamer gehad, geskenke wat hy gesê het hy gekoop het vir 'n klein seun wat nooit kom kuier het nie. Rafal het 'n skuldgevoel gekry. Destyds was hy besig om sy eie loopbaan te vestig en het probeer om uit sy pa se skaduwee te kom. Hy het die hospitaal net uit verpligting, 1 keer per week, besoek, nooit sy pasgebore seun, Daniel, wat Antonie skaars geken het, saamgeneem nie. Hy het my gevra om vir hom te lees, het Bea voortgegaan. Hy het gesê sy oë was te moeg vir die klein letters. Dit was die begin van 'n roetine. 3 of 4 aande per week het ek stories vir hom gelees. My ma het dit toegelaat, sy het gesê dit was goed vir die eensame ou heer, soos sy hom genoem het. Rafal het probeer om hierdie beeld van 'n vriendelike en eensame man te versoen met die autoritaire pa wat hy geken het, die man wat hom meedoenloos gedwing het om sy voetspore in die sakelewe te volg, wat elke afwykende besluit gekritiseer het, wat selde liefde getoon het. En die medaljon, het hy gevra en teruggekeer na die sentrale punt. Bea se oë het effens klam geword. In die laaste week was hy al baie verswak. Een aand het hy my nader geroep en die medaljon vir my gegee. Hy het gesê dit was 'n spesiale simbool van sy familie wat beskerming en voortsetting verteenwoordig het. Hy het gesê ek moes dit altyd bewaar, dat dit my veilig sou hou. Sy het 'n pouse geneem, asof sy die volgende woorde noukeurig gekies het. Hy het gesê dat ek hom herinner het aan hoe die lewe anders kon gewees het as hy ander keuses gemaak het. Rafal het iets in sy bors voel trek. Sy pa, altyd so prakties en sonder sentimentaliteit, wat 'n familiestuk aan 'n vreemde kind op sy sterfbed gee. Die man wat hy geken het, sou dit nooit doen nie. Waarom het u dit nooit tydens die onderhoud genoem nie? Waarom hierdie verbinding wegsteek? Bea het kortliks haar blik weggedraai. Ek het gedink dit sou vreemd lyk. Dat u sou dink ek gebruik 'n ou verbinding om die werk te kry, of erger, dat ek bybedoelings gehad het. Ek wou slegs op grond van my professionele kwalifikasies beoordeel word. Die verduideliking was redelik, maar Rafal het gevoel dat hy steeds nie die volle verhaal gekry het nie. Iets het nog nie ingepas nie. En waarom spesifiek hierdie werk soek? Onder al die oppasterposisies in Pretoria, waarom 'n huis? Bea het gehuiwer, haar vingers nou sigbaar vasgeknyp oor haar skoot. Toeval, glo ek. Ek het die advertensie gesien en die naam Albertyn het my aandag getrek. Ek het gedink dit was dalk 'n teken. 'n Geleentheid om op een of ander manier die vriendelikheid wat u pa as kind aan my betoon het, terug te betaal. Rafal het elke mikro-uitdrukking op haar gesig aandagtig dopgehou. Bea was goed om haar kalmte te behou, maar haar oë het gewys dat daar meer in hierdie verhaal was as wat sy erken het. En wat van die dinge wat u vir Daniel sê? Ek het gehoor u noem my pa vir hom, maak vergelykings, praat oor hoe eenders hulle is. Waarom? Bea se oë het effens verwyd, opregte verbasing toe sy besef dat sy dopgehou is in oomblikke wat sy as privaat beskou het. U het my dopgehou, het sy saggies gevra. Beantwoord die vraag, mevrou Olivier. Bea het diep asem gehaal en haar kalmte herwin. Wanneer ek na Daniel kyk, sien ek soms ooreenkomste met u pa, miskien nie fisies nie, maar in klein gebare in die manier waarop hy sy voorkop frons wanneer hy konsentreer. Dit is onskuldige waarnemings, niks meer nie. Rafal het agteroor geleun in die stoel en haar ontleed. Dit was duidelik dat Bea iets weggesteek het, maar dit was ook duidelik dat haar liefde vir Daniel opreg was. Wat haar geheim ook al was, dit het nie 'n direkte bedreiging vir die seentjie se welstand ingehou nie. Inteendeel, Daniel was nog nooit so gelukkig en ekspressief soos in die afgelope weke nie. "U kan nou gaan," het hy uiteindelik gesê. "Maar hierdie gesprek is nog nie verby nie, mevrou Olivier. Ek verwag volgende keer totale eerlikheid.
Bia het geknik en opgestaan, sigbaar verlig dat sy afgedank is. By die deur het sy kortliks omgedraai. Pa was 'n komplekse man, meneer Albertyn. In sy laaste dae het hy baie gepraat oor spyt en tweede kanse. Miskien verdien ons almal een. Met hierdie enigmatiese woorde het sy vertrek en Rafal in gedagtes gelaat. Wat kon sy pa gedoen het wat 'n tweede kans vereis het? Watter spyt het so swaar geweeg dat hy troos gesoek het in die geselskap van 'n vreemde kind in sy laaste oomblikke? Die volgende oggend het Rafal wakker geword met 'n duidelike besluit. Dit was tyd om definitiewe antwoorde te kry, nie meer fragmente van gedeeltelike waarhede of onrustige toevallighede nie. Terwyl hy by haar dopgehou het wat ontbyt vir Daniel voorberei het, saggies 'n wiegeliedjie sing, dieselfde een wat sy eie ma vir hom as kind gesing het, het hy 'n dringendheid gevoel wat hy nie meer kon ignoreer nie. Nadat sy Daniel in die tuin geneem het om te speel, is by haar verras deur die geluid van die interkom. Elma, die huishoudster, het haar kom inlig dat 'n ouer dame aangekom het en haar dringend wou sien. Rafal, wat alles op die monitors in sy kantoor dopgehou het, het by haar se gesig sien bleek word. Sy het Elma vinnig gevra om vir 'n paar minute by Daniel te bly en het na die ingang van die herehuis gegaan. Rafal het oorgeskakel na die hoofdeurkamera, gretig om te sien wie die onverwagte besoeker was. 'n Vrou van ongeveer 60 jaar oud, met grys hare in 'n eenvoudige bolla vasgemaak en 'n regop houding ondanks haar ouderdom, het in die ingangsportaal gewag. Toe by haar verskyn, het die vrou haar arms oopgemaak en die twee het lank omhels. "Ma, wat maak ma hier?" het by haar gevra, haar stem bewende van kommer. "Het iets gebeur?" "Ek moes jou sien, dogter," het Maria Olivier geantwoord en by haar se hande in hare gehou. "Na ons laaste gesprek kon ek nie behoorlik slaap nie. Ek is bang ons maak 'n fout." "Dis nie die tyd of die plek nie," ma Bea het 'n senuweeagtige blik rondom haar gewerp, asof sy gevrees het om dopgehou te word, wat sy inderdaad was. "Dis presies die tyd," het Maria aangedring. "Ons het hierdie geheim te lank gehou. Hy verdien om die waarheid te weet." Rafal het gevoel sy hart klop vinniger. Van watter waarheid het hulle gepraat? Wat het hy verdien om te weet? "Kom ons praat buite," het Bel voorgestel en haar ma na die tuin gelei. Rafal het vinnig oorgeskakel na die buitekameras, maar die twee vroue het verder wegbeweeg, buite bereik van die mikrofone. Hy kon hulle net intens sien praat. Maria het met klem gebare gemaak terwyl Bea al hoe meer angstig gelyk het. Op 'n stadium het Bea haar hande na haar gesig gebring, asof sy trane probeer bedwing het. Maria het haar weer omhels en iets in haar oor gesê. Toe het die twee met vasberade uitdrukkings na die herehuis gekyk. Rafal het die monitors afgeskakel en agteroor geleun in sy stoel, diep asem gehaal. Wat die waarheid ook al was wat hulle bewaar het, dit het gelyk asof die oomblik van openbaring aangebreek het. Hy het homself geestelik voorberei vir die konfrontasie wat hy geweet het onvermydelik was. Hy hoef nie lank te gewag het nie. Minute later het 'n sagte klop aan sy kantoordeur geklink. "Kom in," het hy gesê en sy stem ferm gehou ondanks die angs wat hy gevoel het. Bea het die deur oopgemaak, gevolg deur haar ma. Die jong vrou se gesig het tekens getoon dat sy gehuil het, maar haar oë het nou 'n rustige vasberadenheid weerspieël. "Meneer Albertyn, hierdie is my ma, Maria Olivier. Sy ons moet met u praat oor iets belangriks." Rafal het na die stoele voor hom gewys. "Gaan sit asseblief. Ek het die gevoel dat hierdie gesprek lankal moes plaasgevind het." Maria Olivier het Rafal aandagtig bestudeer voordat sy gepraat het, asof sy elke detail van sy gesig gememoriseer het. "U lyk soos u pa," het sy uiteindelik opgemerk. "U het dieselfde skerpsinnige oë. Antoni het altyd deur mense gesien." "U het my pa goed geken," het Rafal bevestig. "Dit was nie 'n vraag nie." "Beter as die meeste, sou ek sê," het Maria met 'n melankoliese glimlag geantwoord. "Ek was baie jare lank sy verpleegster, nie net gedurende sy finale siekte nie. Hy het aan chroniese hoë bloeddruk gely en het gereeld na die hospitaal gekom vir opvolg. Dit is hoe ons mekaar ontmoet het, lank voordat hy vir die laaste keer opgeneem is." Rafal het geknik en die omvang van die verbinding begin verstaan. "En gedurende daardie tyd het u dogter hom ook geken." "Bea en u pa het 'n spesiale band ontwikkel," het Maria bevestig. "Aanvanklik was dit net toevallige ontmoetings. Bea het my soms na die hospitaal vergesel wanneer sy nie skool gehad het nie. Maar na die terminale diagnose, toe hy langer periodes opgeneem was, het hul vriendskap werklik gefloreer.
Hy het my die medaljon gegee, het Bea ingegryp en die voorwerp oor haar rok aangeraak. Hy het gesê dit was 'n simbool van beskerming wat vir generasies in die Albertyn-familie oorgedra is. Dat ek dit moes bewaar totdat dit tyd was om dit oor te gee. Rafal het sy voorkop gefrons. Hierdie medaljon het aan sy sakhorlosie behoort. Dit was nie net enige voorwerp nie, dit was feitelik 'n familierekwisiet. Waarom sou hy so iets betekenisvols aan 'n kind gee wat hy skaars geken het? Maria en Bea het blikke gewissel, asof hulle stilweg besluit het wie moes voortgaan. Dit was Maria wat uiteindelik gepraat het. "U pa het baie verander in sy laaste maande van sy lewe, meneer Albertyn. Die naderende dood het hierdie effek op mense, dit laat hulle hul keuses, hul waardes herevalueer." Antoni het begin praat oor spyt, oor paaie wat nie geneem is nie. Watter soort spyt, het Rafal aangedring. Weer daardie blikwisseling tussen ma en dogter. Hierdie keer was dit Bea wat geantwoord het. Oor besluite wat onskuldige lewens beïnvloed het. Besluite wat hy geneem het terwyl hy gedink het hy beskerm die familie se nalatenskap, maar wat uiteindelik onnodige lyding veroorsaak het. Rafal het 'n koue rilling gekry. Hy was al hoe nader aan 'n openbaring wat hy gevrees het. "En wat het dit te doen met u wat nou hier is en na my seun omsien?" Bea het diep asem gehaal, asof sy moed versamel om 'n sprong in die duister te neem. 2 jaar gelede het ek as verpleeghulp by die Moederskap Pretoria gewerk. Dit was 'n toeval, ek het nie geweet u vrou sou daar geboorte skenk nie. Rafal het styf geword, die melding van Elide het 'n bekende pyn gebring. "U het my vrou geken." "Ja. Ek was een van die hulpmense wat met Daniel se geboorte gehelp het." Die inligting het Rafal soos 'n blits getref. Bea was teenwoordig by sy seun se geboorte. Dit was nie net 'n verbinding met sy pa nie, maar ook met die mees beduidende oomblik van sy gesinslewe. "Waarom het u dit nooit genoem nie?" het hy gevra, sy stem gespanne. "Omdat dit nie net dit was wat ek moes vertel nie," het Bea geantwoord, haar stem nou byna 'n fluistering. "Daar is iets meer, iets wat daardie aand gebeur het. Iets wat alles verander het." Maria het haar hand op haar dogter se arm geplaas en haar stilweg ondersteun. Bea het voortgegaan, elke woord het 'n enorme inspanning gelyk. "Daar was 'n komplikasie tydens die bevalling. U vrou het 'n ernstige bloeding gehad, en die dokters het gefokus om haar te red. Daardie selfde aand het 'n ander vrou ook geboorte geskenk, 'n seentjie wat leweloos gebore is." Rafal het gevoel sy bloed stol in sy are. Waarheen wou sy met daardie storie gaan? In die verwarring om u vrou te red, was daar 'n ruil, het Bea voortgegaan, haar oë nou vol trane. "Dit was nie toevallig nie. Dit was 'n bevel." "Wat sê u?" het Rafal gevra, sy stem bewende, en het reeds die antwoord gevrees. "Ek sê dat die baba wat leweloos gebore is, nie die ander vrou se seun was nie. Dit was Elide se seun. U biologiese seun." Rafal het gevoel asof die wêreld stilgestaan het. Bea se woorde het in sy gedagtes geëcho, onbegryplik in hul afgryse. "Dit is absurd," het hy uiteindelik gesê en skielik opgestaan. "Waarom sou u so 'n wrede leuen versin? Is dit wat my pa u geleer het om te doen?" "Dit is nie 'n leuen nie," het Maria met 'n ferm stem ingegryp. "My dogter was daar. Sy het gesien wat gebeur het. Sy het gesien toe Derbason 'n telefoonoproep ontvang en minute later die bevel vir die ruil gegee het. Die lewendige baba is na 'n ander kamer geneem, verklaar as die kind van die ander pasiënt. Die baba wat nie oorleef het nie, is aan u voorgestel as u seun." Rafal het gewankel, op die tafel geleun om nie te val nie. Die kamer het om hom gedraai. "Sê u vir my dat Daniel, dat die seun wat ek vir 2 jaar grootgemaak het, nie my seun is nie?" "Dis nie wat ons sê nie," het Bea vinnig geantwoord. "Daniel is wel u seun. Maar daar was 'n ruil daardie aand." Rafal het haar verward aangestaar. "U het pas gesê dat my biologiese seun nie oorleef het nie." "Die baba wat gesterf het, was Elide se seun," ja, het Bea geduldig verduidelik. "Maar dit was nie u biologiese seun nie, meneer Albertyn." Die impak van die openbaring het Rafal weer laat sit. "Wat sin speel u?" Maria het weer ingegryp, haar stem nou sag. "Daar is dinge oor u pa wat u nie weet nie, Rafal. Antoni was 'n komplekse man, in staat tot dade van groot goedheid en ook tot verskriklike besluite wanneer hy geglo het hy beskerm die familie." "Wat het my pa daarmee te doen?" het Rafal gevra, sy kop het nog gedraai.
"U pa het nooit die huwelik met Elize goedgekeur nie," het Maria voortgegaan. Hy het haar as ongeskik vir die Albertyn-familie beskou, 'n verpleegster van nederige afkoms, sonder verbindings of rykdom. Toe sy swanger geraak het, het sy afkeer net toegeneem. Dit is nie nuut nie. Hy het sy afkering duidelik gemaak. Maar om so ver te gaan om in die geboorte van sy eie kleinseun in te gryp. Dit was nie net 'n inmenging nie, het Bea gesê, haar stem bewende. Dit was 'n noukeurig georkestreerde sameswering. U pa het Basson omgekoop om te verseker dat geen onrein bloed die Albertyn bloedlyn sou voortsit nie. Rafal het sy oë gesluit en probeer om die afgryse van wat hy gehoor het, te verwerk. Sy pa, hoe koud en berekenend hy ook al was, sou hy in staat wees tot so iets monsters. Om geboortes te manipuleer en onskuldige lewens in gevaar te stel net om die veronderstelde reinheid van 'n familiebloedlyn te handhaaf. As wat u sê waar is, wie is Daniel dan, het hy uiteindelik gevra en sy oë oopgemaak om Bea aan te staar. Daniel is u biologiese seun, het sy geantwoord. Die seun wat daardie aand van die ander vrou gebore is. Die gesonde baba wat geruil en aan 'n ander familie gegee is. Maar u het pas gesê dat Daniel die seun is wat ek grootmaak. Ja, het Bea bevestig. Want ek het hom teruggebring. Rafal het haar verstom aangestaar. Wat sê jy? Toe ek besef wat gebeur het, was ek verskrik. Ek kon nie stil bly nie, ek het Basson gekonfronteer. Hy het beken dat hy 'n direkte bevel van u pa, deur die ou butler, Jorgstein, ontvang het. Bevel om te verseker dat Elize se seun, wat u pa vermoed het nie syne was nie as 'n Albertyn grootgemaak sou word nie. Rafal het skielik Jorg se vreemde gedrag in die dae na Daniel se geboorte onthou, die man het onverwags bedank, siekte as rede aangevoer en spoorloos verdwyn. Na daardie aand het ek vir 'n oorplasing na die munisipale kinderhuis gevra, het Bea voortgegaan. Dit was daar waar ek u ware seun gevind het, die baba wat geruil is. Sy ma, die ander vrou wat daardie aand geboorte geskenk het die bevalling nie oorleef nie, en die baba, u biologiese seun, is vir aanneming gestuur. Maar voordat enige aannemingsproses begin het ek hom saam met my huis toegeneem. U het 'n kind ontvoer, het Rafal verskrik gevra. Ek het die seun gered, het Bea ferm reggestel. Ek het geweet dit was verkeerd, selfs onwettig, maar ek kon destyds net dink aan hoe om die onreg wat gedoen is, reg te stel. Ek het die baba huis toegeneem en met die hulp van my ma hom versorg asof hy my eie seun was. Vir byna 2 jaar het Maria bygevoeg. Gedurende daardie tyd het ons voortdurend navorsing oor u gedoen, oor u familie. Ons het geweet ons moes 'n manier vind om die seun aan sy ware pa terug te gee, maar sonder om 'n skandaal te veroorsaak wat baie lewens sou vernietig. Toe ons van Elize se ongeluk hoor, het Bea voortgegaan, was ons verslae. Nie net deur die tragedie self nie, maar omdat dit die situasie nog meer gekompliseer het. Hoe om die ruil nou te verduidelik dat sy weg was? Ons het van ver af bly kyk en gewag vir die regte oomblik. Toe sien ons die advertensie wat 'n oppaster vir die huis soek. Dit was die perfekte geleentheid, 'n manier om Daniel terug te bring na sy ware huis sonder om onmiddellike agterdog te wek. Rafal het na sy slapende seun gekyk, toe na die 2 vroue wat die loop van sy lewe verander het op maniere wat hy nooit sou kon voorstel nie. U het alles gewaag, u loopbane, u vryheid om 'n fout reg te stel wat u nie begaan het nie. Waarom? Dit was Maria wat geantwoord het, met die wysheid van iemand wat lank genoeg geleef het om die kompleksiteite van die menslike hart te verstaan. Omdat daar onregte is wat ons nie bloot kan ignoreer nie. Omdat elke kind verdien om sy ware oorsprong te ken. En omdat ek miskien gevoel het ek skuld dit aan Antoni, om ten minste een van die baie foute wat hy in sy lewe gemaak het, reg te stel. Rafal het warm trane oor sy gesig gevoel rol. Hy het Daniel stywer omhels, verwonderd oor die onwaarskynlike wonderwerk wat hom teruggebring het. Hoe kan ek absoluut seker wees, het hy uiteindelik gevra. Hoe kan ek, sonder 'n skaduwee van twyfel, weet dat dit die waarheid is? Dienstoets het Bea dadelik voorgestel. Dit is u reg om daardie bevestiging te wil hê. Ons is daarvoor voorbereid. Maar selfs sonder die toets, kyk na hom, het Maria saggies bygevoeg. Kyk regtig. Sien u nie uself in hom nie? Voel u nie die verbinding wat voorheen altyd ontbreek het nie? Rafal het na Daniel se slapende gesiggie gekyk. Dit was waar, sedert Bea se aankoms het die seentjie verander, asof hy uiteindelik tuis gevoel het. Die verbinding wat hy altyd gehoop het om met sy seun te hê,
en wat hy voorheen nooit heeltemal kon ontwikkel nie, het nou natuurlik gefloreer. Daar is nog iets wat u moet sien, het Bel gesê, opgestaan en na haar handsak gegaan. Daaruit het sy 'n klein fotoalbum gehaal. Dit is foto's van Daniel gedurende die maande wat hy by ons was. Ek het gedink u sou dalk graag wou sien hoe sy eerste maande was. Rafal het die album met bewende hande geneem. Op die eerste bladsy het 'n pasgebore baba in 'n blou kombersie toegedraai met aandagtige oë na die kamera gekyk, dieselfde oë wat hy nou so goed geken het. Op die volgende bladsye met die sorg van 'n liefdevolle ma gedokumenteer, was Daniel se eerste lewensjaar, sy eerste glimlag, die eerste tand, die eerste pogings om te kruip. 'n Hele lewe van oomblikke wat Rafal gemis het, vasgevang en bewaar deur 'n vreemdeling wat nou veel meer onthul het. U is lief vir hom, het hy gesê, nie as 'n vraag nie, maar as 'n stelling. Asof hy ons eie was, het Bea bevestig, haar oë vol emosie. Maar ons het altyd geweet hy was u sin. Elke foto, elke opgetekende mylpaal, was met die gedagte aan die dag dat ons hierdie album aan u sou kon oorhandig. Rafal het die album toegemaak en besluit het in sy gedagtes gekristalliseer. Ek sal die dienstoets doen vir die formaliteit. Maar in my hart weet ek reeds die waarheid. Daniel is my seun, my bloedseun. En julle is die familie wat hy eerste geken het, die familie wat hom liefgehad en beskerm het, toe ek nie eens geweet het hy bestaan nie. Hy het versigtig opgestaan, Daniel nog steeds slapend in sy arms. Ek weet nog nie hoe om dit alles te verwerk nie, my pa se verraad, die manipulasie, die pyn wat dit soveel mense veroorsaak het. Maar ek weet een ding verseker, ek kan Daniel nie weer van julle twee skei nie. Dit sou te wreed wees vir ons almal. Bea en Maria het hom met versigtige hoop aangekyk. Wat sê u, meneer Albertyn, het Bel gevra. Ek sê dat, ongeag die uitslaa van die toets, julle welkom is in ons lewens, in Daniel se lewe. Nie as werknemers nie, maar as familie. Die woorde het vreemd in sy mond geklink, maar terselfdertyd diep reg die familie wat hy altyd geken het, was gebou op leuns en manipulasies. Miskien was dit tyd om iets nuuts te bou, gebaseer op die waarheid, hoe pynlik dit ook al was. Daar is nog baie vrae om op te los, baie wonde om te genees, het hy voortgegaan. Maar vir nou dink ek ons almal moet rus. Dit was 'n buitengewone dag. Maria het opgestaan, haar oë het geskitter met ongestorte trane. U is 'n beter man as u pa, Rafal. Hy sou alles ontken het, ons uitgeskop het, dalk selfs gedreig het. Maar u het gekies om te luister, om te verstaan. Daar is tog hoop vir die Albertyns. Sy het nader gekom en met die natuurlikheid van iemand wat die gebaar duisende kere gemaak het, Daniel op die voorkop gesoen. Goeienag, my klein prinsie. Môre is 'n nuwe dag. Rafal het gekyk hoe Maria die kamer verlaat en hom alleen met Bea en Daniel gelaat het. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle geval, die soort stilte wat net bestaan tussen mense wat 'n diep band deel. Dankie, het hy uiteindelik gesê en met nuwe oë na Bea gekyk. Vir hom terug te bring na my. Bea het geglimlag, 'n opregte glimlag wat haar hele gesig verlig het. Ek het altyd geweet hierdie oomblik sou kom van die eerste dag af, toe ek Daniel vir die eerste keer in my arms gehou het ek geweet ek sou hom eendag terugneem na sy ware huis. Ek het net nie gedink dat ek ook 'n plek sou vind om my eie te noem op hierdie reis nie. Rafal het geknik en die diepte van wat sy gesê het, verstaan. In 'n enkele dag is sy wêreld onderstebo gedraai, maar op een of ander manier het dit regter, meer in lyn gelyk as ooit tevore. U het genoem dat my pa iets oor die medaljon gesê het hy onthou. Dat u dit moes bewaar totdat dit tyd was om dit oor te gee. Wat dink u het hy bedoel? Bea het die medaljon oor haar rok aangeraak, haar oë ver weg met die herinnering. Sy presiese woorde was, bewaar dit totdat jy die ware erfgenaam vind, die een wat die Albertyn bloed dra sonder om sy sondes te dra. Destyds het ek dit nie verstaan nie. Nou weet ek dat hy van Daniel gepraat het. Rafal het 'n koue rilling oor sy rug gevoel. Sy pa, selfs in sy laaste oomblikke, het reeds geweet wat hy gedoen het en op sy verdraaide manier probeer om 'n pad vir verlossing te skep. Môre, het hy gesê en Daniel saggies in die krib geplaas, sal ons die res van hierdie storie begin ontrafel. Daar is nog baie stukke wat in die legkaart ontbreek. En ons sal hier wees, het Bea beloof om u te help om dit te vind. Terwyl hulle saam die kamer verlaat het, Daniel rustig in sy krib geslaap het Rafal iets gevoel wat hy lanklaas ervaar het, hoop.
hoop dat, ondanks die leuns en verraad wat sy verlede gevorm het, die toekoms steeds op 'n fondament van waarheid en liefde gebou kon word. 3 weke het verloop sedert die openbarings wat Rafael Albertyn se lewe verander het. Die Herehuis in Valeisig, voorheen 'n koue en stil omgewing, het nou met 'n nuwe energie gevibreer. Daniel se gelag het deur die gange geëcho, gemeng met die stemme van Bea en Maria, wat op Rafael se versoek gebly het terwyl hulle hul lewens herorganiseer het. Daardie sonnige Sondagoggend het Rafael van die terras afgekyk terwyl Bea en Daniel in die tuin gespeel het. Die seentjie, nou heeltemal ontlyk in sy persoonlikheid, het oor die grasperk gehardloop en seeborrels gejaag wat Bea in die lug geblaas het. Sy kristalhelder lag was die kosbaarste geluid wat Rafael ooit gehoor het. Hy is gelukkig, het Maria opgemerk en met 2 koppies koffie nader gekom. Sy het een aan Rafael aangebied, wat dit met 'n dankbare glimlag aanvaar het. Ek het hom nog nooit so stralend gesien nie. Ek ook nie, het Rafael ingestem, sy oë op sy seun gefestig. Dit is asof hy uiteindelik tuis is. En dit was waar. Sedert die waarheid aan die lig gekom het, het Daniel verander. Die seentjie wat voorheen terughoudend en afsydig was, het nou oorgeloop van vreugde en nuuskierigheid, en het al hoe sterker bande gevorm nie net met Bea en Maria nie, maar ook met Rafael. Vir die eerste keer het pa en seun werklik gekonnekteer, ooreenkomste ontdek en oomblikke gedeel wat Rafael nooit sou kon voorstel nie. Die dienstoets, diskree deur 'n betroubare laboratorium uitgevoer, het net bevestig wat Rafael se hart reeds geweet het. Daniel was, sonder 'n skaduwee van twyfel, sy biologiese seun. Die wetenskap het bewys wat die noodlot deur Bea se hande herstel het. Wat sal u nou doen, het Maria gevra, haar wyse oë het Rafael se profiel bestudeer. Oor die hele waarheid, bedoel ek. Rafael het gesig en 'n sluk koffie geneem voordat hy geantwoord het. Ek verwerk dit nog, 'n deel van my wil alles bloot lê, die sameswering, die manipulasie, my pa se wreedheid. Basson is nog steeds daar buite, waarskynlik besig om dieselfde soort duistere ooreenkomste met ander magtige families te maak. En die ander deel? Die ander deel dink aan Daniel, aan hoe hierdie blootstelling sy lewe sou beïnvloed. Hy het reeds soveel verloor, die biologiese ma wat hy nooit geken het nie, die eerste maande met sy ware pa. Ek wil nie hê hy moet opgroei onder die skaduwee van 'n openbare skandaal nie. Maria het begrypend geknik. Dit is 'n moeilike besluit. Regverdigheid en beskerming loop nie altyd hand aan hand nie. Ek sal 'n middeweg vind, het Rafael met vasberadenheid gesê. De Basson sal gevolge dra, al is dit diskreet. En wat die rekords betref, dit sal reggestel word. Daniel verdien om sy ware verhaal te ken wanneer hy ouer is. Hulle het in stilte gekyk terwyl Bea nou Daniel gehelp het om blomme te pluk vir 'n klein ryker. Die toneel was roerend eenvoudig, nie die oppaster en haar klein werkgewer nie, maar iets veel dieper en betekenisvoller. Sy is lief vir hom soos 'n ma, het Maria saggies opgemerk. Van die eerste oomblik af, toe sy hom huis toe gebring het, het iets spesiaal tussen hulle gevorm, 'n band wat verduidelikings oortref. Ek het dit opgemerk, het Rafael erken. Dis hoekom ek 'n besluit geneem het. Trouwens, verskeie besluite. Maria het 'n nuuskierige wenkbrau gelig. Bea sal bly, het hy voortgegaan. Nie as oppaster nie, maar as familie. Daniel sien haar as 'n ma, en dit sou wreed wees om die twee nou te skei. Boonop, hy het gehuiwer en gesoek na die regte woorde. Ek glo ons het hier 'n geleentheid, 'n kans om iets nuuts te bou uit die rennes van soveel leuns. En ek, het Maria met 'n ligte glimlag gevra. U ook, natuurlik. Hierdie huis is te groot vir net 3 mense, en Daniel is mal oor sy ouma Maria. Maar daar is nog iets wat ek met u wil bespreek. Rafael het diep asem gehaal voordat hy voortgegaan het. U het genoem dat daar 'n verhaal tussen u en my pa was, 'n verhaal van verbode liefde, onderbreek deur sosiale konvensies en sy trots. Ek wil dit graag hoor, wanneer u gereed is om dit te deel. Maria se oë het geskitter met ou herinneringe, mengsel van vreugde en pyn wat net tyd kon gee. Antoni en ek het mekaar ontmoet toe hy nog sy ryk gebou het sy begin, haar stem sag met nostalgie. Ek was 'n jong verpleegster, hy 'n ambisieuse sakeman. 'n Toevallige ontmoeting in die hospitaal, waar hy 'n siek vernoot besoek het iets onverwags vir ons albei ontketen. Ons het 'n kort, maar intense romanse gehad. Antoni het egter uit 'n tradisionele familie gekom, met streng verwagtinge. Toe hy uitvind ek is swanger, het hy paniekerig geraak.
Sy pa, oupa, het gedreig om hom te onterf as hy die Albertyn-naam sou besoedel met 'n ongeskikte verbintenis. Rafal het 'n knyp in sy bors gevoel. "U was swanger met my pa se kind." Maria het geknik, haar oë nou klam. "Antoni het die maatskappy en die familie-erfenis bo ons gekies. Hy het my geld aangebied om die probleem op te los en te verdwyn. Ek het die aborsie geweier, maar het genoeg aanvaar om in 'n ander stad, ver van die oordeel en skaamte wat 'n enkelouer sou ervaar, 'n nuwe begin te maak. So, Bea is sy. U halfsuster, ja. Dogter van dieselfde pa, byna 20 jaar voor u gebore." Die openbaring, hoewel reeds half vermoed, het Rafal met volle krag getref. Bea, die geheimsinnige oppaster wat so skielik in sy lewe gekom het, was in werklikheid sy eie suster. 'n Suster wat sy pa aan die einde van sy lewe erken het, toe siekte en die naderende dood 'n seldsame oomblik van morele helderheid gebring het. "Dit verklaar die medaljon," het Rafal gemompel. Hy het haar as 'n Albertyn erken, al was dit laat. "Ja, maar nooit amptelik nie," het Maria verduidelik. Die medaljon was sy simboliese gebaar, sy stil versoek om vergifnis. Antoni het geweet hy sterf, en die spyt het swaarder geweeg as enige fortuin of reputasie. En Bea, weet sy dat sy my suster is? Ja. Ek het haar vertel toe sy 18 geword het. Dit was natuurlik 'n skok, maar dit het gehelp om te verduidelik waarom ons met so min groot geword het, terwyl u pa in luukse geleef het. Tog het sy nooit 'n wrok gekoester nie. Sy het gesê dat elke persoon sy eie demone het om te trotseer. Rafal het weer na die tuin gekyk, waar Bea nou Daniel op haar skoot gehad het om vir hom 'n klein kewer te wys wat op 'n blom geland het. Sy suster. Daniel se biologiese tante. Die familie wat hy nooit geweet het hy het nie. Toe die skandaal van die Barbaruil gebeur het, het Maria voortgegaan, het Bea 'n geleentheid gesien nie net om 'n onreg reg te stel nie, maar ook om uiteindelik die broer te ontmoet wat sy nooit toegelaat is om te vind nie. En sy het alles gewaag, haar loopbaan, haar vryheid daarvoor. Daarvoor en vir Daniel. Sy het geweet hoe dit was om op te groei sonder om deel van haar ware familie te ken. Sy wou nie hê Daniel moes dieselfde deurmaak nie. Rafal het lank stil gebly en die omvang van alles wat hy geleer het, geabsorbeer. Sy pa, die man wat hy altyd as 'n model van regverdigheid in sake gesien het, het 'n swanger vrou verlaat, 'n dogter ontken en 'n Barbaruil georkestreer uit pure familietrots. En tog, aan die einde, het hy op sy verdraaide manier probeer om ten minste 'n deel van die kwaad wat hy veroorsaak het, reg te stel. "Ek sal haar erken," het hy uiteindelik gesê, sy stem ferm met vasberadenheid. "Wettiglik. Bea is 'n Albertyn, was nog altyd. Dit is tyd dat die wêreld dit weet." Maria het geglimlag, trane van dankbaarheid het in haar oë geskitter. "U is die man wat u pa moes gewees het, Rafal." Voordat hy kon antwoord, het die geluid van haastige voetstappe en gelag nader gekom. Bea het die terrasse trappe opgestap met Daniel in haar arms, albei rooi van die speel in die son. "Kyk wat ons gekry het, pappa," het Daniel uitgeroep en 'n klein ryke veldblomme uitgesteek. "Vir jou?" Rafal het die blomme met 'n oordrewe buiging geneem wat die seentjie nog harder laat lag het. "Dit is die mooiste blomme wat ek nog ooit gekry het." "Dankie, seun." Bea het gehelp, het Daniel trots ingelig. "Sy weet alles van blomme." "Sy weet baie dinge," het Rafal ingestem en 'n betekenisvolle blik met Bea gewissel. "En ons het baie om by haar te leer." Bea het effens gebloos en besef dat iets belangriks bespreek is voor haar aankoms. Maria het opgestaan en haar arms vir Daniel uitgesteek. "Sal ons hierdie handjies was vir middagete? Ek dink jou pa en Bea moet 'n bietjie praat." Toe hulle alleen op die terras was, het 'n verwagtende stilte tussen hulle gehang. Bea het senuweeagtig die medaljon reggetrek wat, soos altyd, aan haar nek gehang het. "Jou ma het my vertel," het Rafal uiteindelik gesê. "Oor jou, oor my pa, oor ons." Bea het geknik, haar oë het kwesbaarheid geopenbaar. "Ek wou dit vroeër vertel het. Maar daar was soveel lae van geheime, soveel wonde om bloot te lê. Ek was bang dit sou te veel wees op een slag. En dit was. Dit is nog steeds." Rafal het 'n tree na haar toe gegee. "Maar ek is dankbaar dat ek dit weet. Dankbaar dat ek uiteindelik verstaan wie ons vir mekaar is." "Verander dit die planne," het sy huiwerig gevra. "Oor ons wat bly."
Rafael het geglimlag, vir die eerste keer het hy die sekerheid gevoel dat hy die regte pad volg. Dit verander net een ding, nou weet ek dat ek nie net 'n huis bied vir my seun se oppaster nie. Ek herinner 'n familie wat nooit geskei moes gewees het nie. Jy is my suster, Bea. En Albertyn. Haar oë het vol trane geword. Ek het dit nooit verwag nie, het sy beken. Toe ek Daniel teruggebring het, was my enigste doel om die onreg teen hom, teen u reg te stel. Ek het nooit gedink dat ek my eie plek in hierdie familie sou vind nie. Die noodlot het verrassende maniere om sy eie paaie reg te stel, het Rafael gesê en die woorde herhaal wat sy self weke tevore gebruik het. En ek dink dit is tyd om dit amptelik te maak. Hy het sy hand uitgesteek en die medaljon vasgehou wat aan haar nek gehang het. My pa het dit vir jou gegee as 'n simbool van beskerming en behoort. Nou wil ek hê jy moet dit met trots dra, nie as 'n geheim nie, maar as bewys van wie jy werklik is, Bea Albertyn. Die trane het nou vrylik oor haar gesig gerol. Met bewende hande het Bea die ketting losgemaak en die medaljon in Rafael se handpalm geplaas. Miskien is dit tyd om dit oor te gee, soos u pa voorgestel het sy saggies gesê. Rafael het na die familiesimbool gekyk, die sirkel met die klein ster in die middel en verstaan wat sy bedoel het. Vir Daniel het hy ingestem. Die ware erfgenaam, die een wat die Albertyn bloed dra sonder om sy sondes te dra. Presies. Daardie middag, terwyl hulle vir die eerste keer saam geëet het as die vreemde, maar harmonieuse familie wat hulle geword het Rafael na die mense rondom die tafel gekyk, Maria, die vrou wat sy pa liefgehad en verlaat het, Bea, die suster wat groot geword het sonder om haar ware afkoms te ken, en Daniel, die seun wat die noodlot deur kronkelende paaie aan hom teruggegee het. 'n Familie gebou nie op titels of verwagtinge nie, maar op pynlike waarhede wat uiteindelik aan die lig gekom het. 'n Familie wat gekies het om te vergewe sonder om te vergeet, om vorentoe te beweeg sonder om die verlede te ontken. Na middagete, terwyl Daniel sy middagslaapie geneem het Rafael Bea en Maria na sy kantoor geneem. Uit 'n geslote laai het hy 'n leer dokumente gehaal. Ek het reeds met my prokureur gepraat, het hy aangekondig. Hierdie is die papiere vir die wettige erkenning van Bea as my suster en dogter van Antonie Albertyn. En hierdie hy het nog 'n stel dokumente uitgehaal, verseker dat beide Bea en Maria hul regverdige deel van die familie-erfenis ontvang. Bea het haar oë groot oopgemaak. Rafael, dit is nie nodig nie. Ons het nooit die Albertyn geld gewil nie. Dit is nie net geld nie, het hy verduidelik. Dit is geregtigheid. Dit is om te erken dat my pa foute begaan het wat reggestel moet word. Boonop, as meerderheidsaandeelhouer van die Albertyn nywerhede, sal u help om die maatskappy se nalatenskap te transformeer. Saam kan ons iets skep waarop ons werklik trots kan wees. Die droom het op daardie oomblik vorm aangeneem, 'n visie van hoe die rykdom en mag van die Albertyns herlei kon word ten goeie, om te genees eerder as om skade te veroorsaak. In die weke en maande daarna het diepgaande veranderinge in almal se lewens plaasgevind. Die Herehuis is herontwerp, ruimtes wat voorheen koud en formeel was, is omskep in verwelkomende omgewings vir 'n groeiende familie. Maria het plante en klere ingebring, Bea het die mure met foto's en herinneringe gevul, en Daniel het elke hoekie met sy energie en vreugde gevul. Rafael het die maatskappy se prioriteite herorganiseer en 'n stigting gestig om enkelmoeders en kwesbare kinders te ondersteun, in stil hulde blyk aan Helena Knoetse, die vrou wat sy biologiese seun gebaar het en wat nooit die kans gehad het om hom te ken nie. Terbasson is diskreet uit sy pos in die hospitaal verwyder en die rekords is reggestel om die waarheid oor Daniel se geboorte te weerspieël. Op 'n rustige middag, 6 maande na die openbarings wat alles verander het Rafael, Bea, Maria en Daniel saam die graf van Antonie Albertyn besoek. Dit was die eerste keer dat hulle as 'n verenigde familie gegaan het, die familie wat Antonie kon gehad het, as hy ander keuses gemaak het. Daniel, nou spraaksaam en nuuskierig, het met belangstelling na die marmer grafsteen gekyk. Wie was hy, papa? Rafael het 'n blik met Bea en Maria gewissel voordat hy geantwoord het. Hy was jou oupa, Daniel, 'n komplekse man, wat foute gemaak het, maar wat aan die einde op sy eie manier probeer het om dit reg te stel. Bea het langs die seentjie gekniel en die medaljon reggetrek wat nou aan sy nek gehang het, die simbool wat van Antonie na haar, en nou na Daniel, oorgedra is, en die sirkel voltooi het wat die noodlot geteken het. Jou oupa het my eendag gesê dat die grootste krag van 'n man nie daarin lê om nooit te val nie, maar om op te staan na elke val, het sy vertel. Ek dink hy het dit uiteindelik verstaan.
Maria het 'n klein ryker blomme op die graf geplaas, haar oë het nie wrok weerspieël nie, maar 'n serene aanvaarding van die kompleksiteite van die menslike hart. Rus en vrede, Antoni, het sy gemompel. Jou familie is nou verenig. Jou nalatenskap is in goeie hande. Rafael het die toneel met 'n mengsel van emosies dopgehou. Daar was nog steeds woede, ja, vir die verlating van Maria, vir die ontkenning van Bea as sy dogter, vir die wrede manipulasie wat byna sy eie kleinseun se lewe gekos het. Maar daar was ook begrip. Sy pa was 'n produk van sy tyd, van sy opvoeding, van sy eie vrese en onsekerhede. Kom ons gaan huis toe, het hy uiteindelik gesê en sy hand vir Daniel uitgesteek. Die seentjie het 'n laaste keer na die grafsteen gekyk, toe sy pa se hand geneem en geglimlag. Kan ons roomys kry op pad? Die onskuldige vraag het glimlagte op almal se gesigte gebring en die plegtigheid van die oomblik verdryf. Die lewe het voortgegaan met sy klein vreugdes en daaglikse ontdekkings, wat die pyn van die verlede oorskadu het. Op pad terug, terwyl Daniel opgewonde oor die roomysgeure gepraat het wat hy wou probeer, het Rafael in die trispieël na Bea en Maria op die agtersitplek gekyk. Sy suster en sy wat was Maria nou vir hom? Stiefma. Vriendin. Vertroueling. Miskien al hierdie dinge en nog 'n paar wat nog geen naam gehad het nie. Familie, het hy besluit. Eenvoudig familie, daardie kragtige en vertroostende woord wat 'n nuwe betekenis in sy lewe gekry het. Toe hulle by die Herehuis aankom, het hulle die tuintafel gereed gevind vir 'n middagtee. Elma, wat na al die openbarings by hulle gebly het alles met die sorg van iemand gereël wat nie net werkgewers gedien het nie, maar mense wat sy opreg waardeer het. Sittend onder die blou namiddagehemel, terwyl hulle koeke en sappe geniet het hulle soos enige ander familie gelyk, verenig deur bloed en keusebande, deur pynlike waarhede wat 'n nuwe beginne omskep is. Daniel, met die familiemedaljon wat in die son geskitter het om die tafel gehardloop en 'n skoenlapper gejaag. Sy lag, suiwer en sorgeloos, was die lewende bewys dat selfs uit die wreedste leuns, die waarheid uiteindelik sy weg na die lig gevind het. Rafael het na sy seun gekyk, sy ware seun, wat aan hom teruggegee is deur paaie wat hy nooit sou kon voorstel nie, en het 'n diepe dankbaarheid gevoel vir die twee vroue wat sy lewe verander het, Maria, wat die geheim van sy pa vir dekades gedra het, en Bea, wat alles gewaag het om die verspreide stukke van die Albertyn familie te herenig. Die medaljon wat Daniel nou gedra het, was nie meer net 'n simbool van 'n trotse bloedlyn nie, maar van verlossing en vernuwing, die belofte dat die foute van een generasie nie die noodlot van die volgende hoef te word nie. En toe die son begin sak en goue skaduwees oor die tuin gewerp het Rafael met sekerheid geweet dat hulle, almal van hulle, die plek gevind het waaraan hulle werklik behoort het. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Rafael, Bea en die klein Daniel u harte geraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale wat familiebande, geheime uit die verlede en die krag van ware liefde ondersoek. Vind dit hier, deur aan u linkerkant te klik. As u van hierdie verhaal van verlossing en nuwe beginne gehou het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en like vir hierdie video te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van menslike verhoudings en die transformerende krag van die waarheid ondersoek. Deel in die kommentaar watter oomblik u die meeste geraak het in hierdie reis van die Albertyn familie. Ons sien uit daarna om u indrukke te lees en ons sal u in die volgende verhaal ontmoet.